Ons is besig met Johannes Evangelie, as jy vir die eerste keer hier is. Ons het laas jaar deur Romeine gewerk en hierdie jaar werk ons deur Johannes. En jy kan nie glo ons gaan 'n hele jaar vat om deur 'n boek te werk nie, maar ons gaan en dit is net vir my amazing elke keer as ek dink aan Johannes en weer eens dat ek die voorreg het, Susan, om die woord so oop te breek. Ek sê hierdie week vir iemand, Elmo, dit is seker een van die lekkerste dinge om die woord te bestudeer, Christian, en elke keer as jy die woord bestudeer, net in 'n dieper en dieper verstaan te gaan van wat Johannes wil sê. So ek hoop dis vir julle 'n blessing, hierdie preek ook, want ek glo dis wat die Here op my hart gesit het. Ek gaan begin deur C.S. Lewis se quote. Onthou jy laasweek Johannes 20, ons het begin deur te sê hoekom het Johannes die brief geskryf? Enigiemand, hoekom het Johannes die brief geskryf? Asseblief. Moenie my mismoedig maak voor ek begin preek nie. Enige iemand. Henk, dankie. %100% dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en dat julle in geloof in hom sal lewe vind. Dis die bottom line van Johannes, dis waaroor dit gaan, dat julle sal weet dat Jesus die Seun van God is. Dis nogal 'n belangrike tema, en ons het 'n paar goedjies gepraat, byvoorbeeld hy gebruik die 7 tekens, die semeions, om te wys wie Jesus is, dat hy die Seun van God is, en dat hy die Messias is. Nou C.S. Lewis sê die volgende, en hy praat oor die hele gedagte van Jesus. I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. There's no Jesus. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher. Dis baie mense wat vandag hier is, wat sê, ek sal nog Jesus as 'n onderwyser, as 'n leermeester vat. Hy het 'n paar goeie goeders geteach. Enigiemand, hy het 'n paar goeie goeders geteach wat ons vandag nog kan gebruik. Hy sê, I'll try to, I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. So as iemand vir jou sê hy was a great moral teacher, dan lees jy hom hierdie quote. Volgende. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with a man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol. En ongelukkig in die kerk van die Here Jesus vandag is ons so familier met Jesus dat Jesus net nog 'n persoon is wat ons elke dag van hoor. Verstaan jy? Ons het groot geword loop met Jesus, nê? Ja, as die juffrou vir jou vra in die sonnaarskoolklas, wat is die antwoord? Dan sê jy Jesus, dan min of meer dis reg. Onthou julle dit? Juffrou vra, wat is dit? Dan sê Jesus, dan sê mooi, Johnny, dit was mooi, verstaan jy die regte antwoord. En ons het so familier geraak met Jesus, dat ons vergeet het wie hy regtig is, wie Jesus werklik is. Het is interessant, as jy nog nie gehoor het van die 2 lere, die 2 nature van Christus nie. Dit is 'n teologiese term wat net beteken, hy was waarlik God, en hy was waarlik mens. Hy was albei op die gelyke tyd. Daar's 'n spanning in dit. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar hy was waarlik God in sy wese en hy was waarlik mens gewees. Nou hier's die ding. Marianne, is interessant hoe die pendulum deur die kerk se geskiedenis altyd na een of die ander ene val. Of ons val na die een kant toe dat hy waarlik God was en so hy so God en ons is so, jy weet, in sy godheid dat ons nie besef dat hy mens geword het en onder ons kom woon het nie. Ek dink ons moderne mense is meer aan die kant van die ander kant. Ons is so oortuig van sy menslikheid dat ons sy godheid verloor en ons is, jy weet, liewe Jesus en die man daarbo en die groot man en ons noem hom sekere name wat absoluut amper in 'n godlasterling ontaard, want ons verstaan nie wat dit beteken dat Jesus waarlik God is nie. Hy's nie 'n speelmaatjie nie. Dit is interessant. Hy sê vir sy disippels in Johannes 13, julle kan my vriend noem,
ons noem hom Vader, maar terwyl ons dit hom noem, is ons altyd op ons knieë, terwyl ons hom dit doen. Dis die regte posisie. As jy dink oor Jesus, dan noem jy hom vriend en jy noem God die Vader, Vader, want dit is die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar as ons hom aanspreek met woorde wat vir ons familier is aan onsself, deur hom Vader te noem, dan doen ons dit nie op ons voete nie, ons doen dit altyd op ons knieë. Daar's 'n awe wat die kerk van die Here Jesus nooit moet verloor nie, en dis waaroor Johannes praat. So kom ons kyk na wat Johannes sê in Johannes 1. Ons is terug by Johannes 1. Blaai saam met my na Johannes 1 toe. Johannes 1. Seker een van die mooiste woorde, deskriptiewe woorde, sinne. Interessant genoeg, meeste kommentare is daarvan oortuig dat dit 'n lied was wat in die vroeë kerk gesing word. En as jy die teologiese diepte van hierdie lied verstaan, dan dink ek by myself, vandag het ons 'n bietjie minder van daai diepte in ons liedere en goeters wat ons miskien kan nog kry. Maar hoor die lied, jy kan hoor, hy is in 'n lied geskryf in die ritmiese formaat in die Grieks, maar ek gaan julle nie daarmee bor nie. Die bottom line is Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Dit skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ek dink ons kan hom weer lees. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes gebruik die woord logos. Interessant, hy vat ons onmiddellik terug na Genesis 1 toe. Net soos Markus, hy vat ons, hy skryf hier, ons het laasweek gepraat, hy skryf aan wie? Hy skryf aan 'n Joodse gehoor, aan 'n Joodse leser, maar ook 'n Grieks, Hellenistiese leser. En in Johannes sê jy agterkom, elke keer hy gebruik Griekse terme wat dubbelsinnig is. Ons gaan dit 'n bietjie later sien ook in hierdie teksvers. Hy gebruik woorde wat as jy die woord hoor, dan sal die Jode iets hoor, maar die Grieke sal ook iets hoor. En so hy is altyd besig om 'n dubbelsinnige Griekse woorde in te gooi wat sy betekenis net dieper maak. En een van hierdie woorde is die woord logos, wat beteken woord. En vir die Grieke, vir die Jode, sou dit onmiddellik hulle laat verstaan waarna verwys hy. Hy wys na Genesis 1 toe, as jy hierdie gedeelte lees. En Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En hy het dit gespreek. Daai hele Genesis 1. Al die vroeë afgode wat mense aanbid het, was daar gewoonlik stryd in die skepping. Daar was gewoonlik chaos en die gode het te mekaar gefight en toe ontstaan berge en toe is daar 'n son wat ontstaan uit hierdie stryd. Nee, nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê God het net gespreek en dit was daar. How amazing is dit? God het gepraat en dit ontstaan het. So as Johannes praat van God is die woord, dan verstaan die Jode onmiddellik dat hy praat van Genesis 1 en God wat spreek en dat Jesus die woord is. So maar net 'n ding waaraan ek gedink het hierdie week ook. Is interessant, die DNA van die mens bestaan uit woorde. Nou nie fisiese woorde nie, dit bestaan uit 'n DNA met sekere, is dit nie so nie? Oom Werner, waar is my dokters hier vandag? En is dit nie amazing nie dat God ons in die hy het dit gespreek en ons was daar. En ons sit nou nog met sy handtekening op ons. It's amazing. Dis sommer net 'n byvoeging. Psalm 33 vers 6. As die Jode hier lees, dan lees hulle onmiddellik Psalm 33 vers 6 wat sê: "Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemele se hele leer." Hy het gepraat en dit was. Jesaja 55 vers 11 sê die volgende: "Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my toe terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die hele doel bereik waarvoor ek dit gestuur het." Hoor gou mooi. Hierdie teksvers word baie gebruik as mense wil sê, wel, die woord van die Here sal uitgaan, en dit is so, as ons die woord preek sal dit uitgaan, en dit sal doen wat God wil. Maar na wie verwys hierdie woord profeties? Wie is uitgestuur van die Vader af? Die woord, Jesus.
Daarom sê Jesus die hele tyd in Johannes, sê hy wat? Ek doen net wat ek gesien het my Vader my doen, en ek doen dit waarvoor hy my gestuur het. So as jy hierdie teksvers weer lees, dis 'n absolute profetiese teksvers rondom Jesus. Hy stuur sy woord uit, en sy woord sal nie onverrigte sake terugkeer nie, maar sal doen wat hy dit bereik waarvoor ek dit gestuur het. Hy het Christus na ons toe gestuur. Dan Hebreërs 1 vers 1 tot 3, dis 'n Nuwe Testamentiese teks, maar net vinnig hieroor, die woord van die Here. In die ou tyd het God baie kere op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy Seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. God het op baie maniere in die Ou Testament met ons gepraat deur profete, maar in die laaste dae praat hy hoe met ons? Is die seun die ultimate woord van God gespreek vir ons? Alright. Dis hoe die Jode sal luister. Interessant genoeg, ek het gedink terwyl ek besig was met my preek skryf, terwyl ek ingaan in die Torah, wat die Jode verstaan het, die Torah, die wet is die woord van God wat uitgegaan het. En toe ek daarin kom, toe dink ek myself, en hierdie preek gaan nou 2 ure wees, verstaan jy? So, I'm going to leave that alone. Interessant genoeg ook, hierdie woord is ook die woord van wysheid, en Spreuke 7, as jy Spreuke 7 lees, dan is dit amper woordelik dieselfde woord van die woord wysheid, wat van die begin van God is, van die begin by God was. En interessant genoeg, Paulus in 1 Korintiërs skryf, dat Jesus die wysheid van God is. So hierdie woord beteken ook die wysheid. Interessant genoeg, maar dis nog 'n uur se preek. So ons los daai. Nou kom ons by hierdie deel wat hy praat, en hoe sou die Grieke dit hoor? Ons is die Grieke. Ons is die Grieke. Hoe sal die Grieke hierdie gedeelte verstaan en hoor? Griekse verstaan van die logos. Die woord logos kom van die woord in die Grieks logi, en die Griekse filosofie het hierdie ding gehad. Hulle het geglo dat alles 'n rede het vir bestaan. Alles het 'n orde. In hierdie wêreld is alles ordelik geskep, en jy kan dit sien. Die Stoïsyne, as hulle kyk na die skepping, dan sê hulle God het nie God nie, die heelal is orde. Daar's 'n orde in alles. Daar's voëls en daar's bome en daar's bye en alles is in harmonie met mekaar. So daar's orde, daar's 'n bepaalde orde, en ons is geskep ook in hierdie bepaalde orde. Interessant genoeg, die Grieke beteken dit nie die godheid nie, maar net 'n orde wat hulle sien in die skepping. So hulle het nooit gekoppel aan die godheid nie, maar eerder aan hierdie orde wat is die logie. Die logie. Alles gebeur vir 'n rede. Interessant genoeg net, die woord logika kom natuurlik van hierdie woord af. Daar's 'n logika aan alles. As ons, my filosofie 101 professor sal nou baie trots op wees op my, maar daar's 'n logika in alles. Daar's 2 premises wat kom op 'n konklusie, en dis logika, anders is ons lewe heeltemal val hy uitmekaar uit. As ons nie glo dat daar orde is nie, kan ons nie leef in hierdie wêreld nie, ons kan nie praat in hierdie wêreld nie, ons kan ook nie redeneer in hierdie wêreld nie, as ons nie glo dat daar orde is nie, dat daar 'n bepaalde orde is nie. Nou interessant, die Grieke het geglo as 'n orde en 'n rede, en hulle het gesê alles gebeur vir 'n rede. Klink dit bekend? Dit klink baie bekend. Interessant genoeg, ons gebruik daai woorde baie maklik. Jy weet, iets gaan sleg, in watter konteks gebruik mense gewoonlik alles gebeur vir 'n rede? Wanneer sê dit mense dit gewoonlik vir jou? Enigiemand? Jy dryp jou matriekjaar. Moenie worry nie, boetie, alles gebeur vir 'n rede. Ja. Johan, wanneer het iemand dit al vir jou gesê? Alles gebeur vir 'n rede, Johnny? Enigiemand? Wanneer het dit gebeur? Niemand nie. Gewoonlik sleg, John. Gewoonlik sleg, iemand kom na jou toe en sê, dit nou sleg gegaan met jou werk, jy het jou werk verloor, maar moenie worry nie, alles gebeur vir 'n rede. Wat beteken dit eintlik? Wat sê hulle eintlik vir jou? Wat sê hulle vir jou, Gerrit? Moenie worry nie, dit gaan beter wees.
So jy hoef nie te worry en daar gebeur, daar's orde in die heelal en die orde gaan herstel word en jy gaan dis nou sleg, maar moenie worry nie, jy gaan 'n beter werk kry. Die wiel gaan draai. Die wiel gaan draai. Daar's orde in die heelal. Die orde moet herstel word. En dan gebruik baie keer Christene wat se teksvers as hulle dit sê. Hulle gebruik 'n teksvers. Christene sê dit. Het jy al Christene gehoor wat dit sê vir jou? Wat se teksvers gebruik hulle? Romeine. Ons het Romeine gedoen, mense, asseblief. Romeine 8. Wat staan in Romeine 8? Alles werk mee ten goeie vir die wat hy liefhet en wat volgens sy wil verkies is. En die probleem is met daai teksvers, is presies wat Johannes sê, die wêreld het rede, die wêreld het orde, wie is die rede? Nie wat is die rede nie, wie is die rede? Wie is die logos? Okay, julle is nog nie by my nie. Ons is filosofie 101. Kom ek lees dit weer, want julle het nou nie geluister nie, verstaan jy? Kom ons lees dit net weer. Daar's iemand wat die rede nie iets nie, iemand is die rede. In die begin was die logos. En die logos was by God en die logos was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was die lewe. Wat is die rede vir alles? Jesus. Jy sien, daar is die regte antwoord. Jesus. Dit wil sê, die vraag is nie, alles gebeur vir 'n rede nie, asof die rede iets is, 'n omstandighede wat moet verander nie. Nee, die rede is iemand. Dis wat Romeine 8 ook probeer sê, as hy alles werk mee ten goeie vir die wat hom volgens sy wil geroep is. Tot wie se goeie? Tot myne en God se verheerliking. Blaai gou saam met my na Johannes 9 toe. Julle glo my nog nie en ek weet julle asseblief kan ons na hierdie preek sal niemand weer sê alles gebeur vir 'n rede nie. As jou boetie die eksamens dop gaan laat hy maar weer werk. Sê vir hom nee, alles gebeur vir die rede. Nie vir 'n rede nie. Vir die rede. Johannes 9 vers 1 tot 3. Jesus staan by 'n blinde man wat van sy geboorte af blind is en dan sê sy disippels, hulle is in hierdie selfde ding vasgevang. Hulle sê en in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers? Jy sien ons moet 'n rede vind vir alles wat verkeerd loop. Nee, is dit nie so nie. Ons wil graag weet. Hulle sê, my prof het altyd gevra, hy sê die moderne mens is 'n baie interessante mens. As iemand doodgaan, wat is die eerste vraag wat iemand vra? In die moderne tyd. Wat is die eerste vraag wat jy vra as iemand dood is? Waaraan is hy dood? Hoekom wil jy weet waaraan is iemand dood? Het jy ooit vir jouself gevra, hoekom wil ons weet waaraan is iemand dood? Wie hoekom? Ons soek 'n rede. Wie ek soek 'n rede, want weet wat, ja, hy was 'n bietjie oorgewig, verstaan jy, hy het te veel daai goeders geëet, weet jy, en jy moet ophou dit eet, en dan gaan jy nie maagkanker kry nie, verstaan jy, of hy het gerook, verstaan jy, sy hele lewe lank, dis hoekom hy emfyseem gekry het, so ons soek hierdie rede, want dan kan ons bepaal hoe ons dit kan ontsnap, en hier is wat die disipels sê, hy sê die volgende, sy disipels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind geword het, so wat is die rede, is dit sonde? Dis 'n swak teologie net, sommer tussen die lyne asseblief. Dis soos om vir iemand te sê, ons lewe in hierdie gebroke wêreld. Hier is kankers. Hier is mense wat suikersiekte gaan hê. Hier is mense wat hartaanvalle gaan kry. Ons is tydelik hier. Enigiemand wat seker is hy gaan jy weet hy gaan nie met die dood hier uitgaan nie. Alright, so jy gaan dit afhangende van wat dit gaan wees. So dit kan nie oor sonde wees nie. Hy sê die volgende, Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Wat is die rede? Sodat God verheerlik kan word. Het jy geweet, hoekom gebeur die dinge wat nou gebeur in jou lewe? Miskien het jy die Here al die skuld gegee. Miskien het jy gesê, Here,
Ja, ek weet nie of ek kan glo mee nie, want kyk hoe gebeur dit. Dis een ding op 'n ander ding op 'n ander ding. If it's raining, it's pouring. Het jy al daai ding ervaar? Verstaan jy? Dit iets gebeur en dan gebeur 'n volgende ding en dan dink jy myself, "Jene, ek wil hierdie vloek breek." Verstaan jy? Wat sê die Here vir jou in daai omstandighede? Wat wil hy hê moet jy weet in daai omstandighede? Dat jy hom kan verheerlik in elke omstandigheid. Hy is die rede. Hy is die Logos. Hy is die een waarvoor alles geskep is, deur alles en tot alles. Kolossense 1 vers 1 tot vers 1:15. Lees gou daar saam met my. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en vir hom geskep. Jy kan tot hom sê of vir hom geskep. Hoekom is jy geskep? Om te kyk hoeveel geld jy kan maak. Dis 'n lekker game daai. Enigiemand wat rondgejaag word deur hulle geld, jy gaan kyk elke dag nou wat die dollar mag, ek moet bieg. Jy weet, Susan gaan ons nou vir die stingers werk en goeders en nou het hulle, jy weet, betaal aan 'n sekere geldeenheid. Raai wat doen Fred elke oggend. En het julle geweet wat die laaste week gebeur het met daai geldeenheid? Hy het in sy kas ingeval. Is dit nie so nie? Jy gaan tik elke keer in. Wat gebeur nou, Johan? Verstaan jy, nou net check wat alles gebeur. Jy is nie gemaak vir geld nie. Jy is nie gemaak vir ander mense nie. Jy's gemaak, Johan, om eer aan die Here te bring in elke liewe omstandighede wat jy is. As jy kyk na Paulus, is interessant van Paulus. Paulus verstaan dit, want hy sê in Filippense 1 vers 20, wat sê hy? Wat staan in Filippense 1 vers 20? Enigiemand? Anyone? Filippense 1 vers 20. Andy? Vir my, julle sal met julle teksverse leer. Ek sê vir jou, vir my is die lewe, kom sê dit almal, vir my is die lewe en die sterwe, oh man, dis 'n bietjie ander teologie, is dit nie? Dis 'n bietjie ander teologie. Vir my, okay, nou weet ek sien julle tieners, dink, ag Here, asseblief my net nie nou vat nie. Ek het nog 'n bietjie om te lees. Is dit nie? Is presies wat jy nou gedink het, nê? Nee. Presies, ek kan jou lees. Verstaan jy, dink by jouself, Here asseblief. Verstaan jy? Gee my nog net 'n paar jaar. Ek wil nog net trou. Ek wil net kinders kry. Verstaan jy, Here, dankie nie kom. Nee, Paulus sê vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As ek leef, leef ek vir wie? Leef ek vir hom. En as ek sterf, sterf ek vir hom. Soos 'n pel vir my een keer gesê het, sê hy, jy weet, as iemand hom ooit sal dreig of kaap en hy hou 'n geweer voor hom op, dan sal hy vir hom sê, jy gaan my nie dreig met die ewigheid nie. Okay, julle het dit 'n bietjie laat gevang. Jy gaan my nie dreig met die ewigheid nie. Oh man, sal dit nie wonderlik wees nie. Dis is die man en die vrou wat staan in die hemel en die ou en tannie, hulle is so 3 maande uitmekaar uit, hy dood en nou staan hulle daar voor die hemel en is dit hierdie ongelooflik majesteit en heerlikheid van God en van Christus en van die Gees en hulle staan daar en die man kyk vir die vrou en hy sê, besef jy, as jy nie my so gesond laat eet het nie, was ons al lank al hierso. Jy sien, as jy lewe vir jouself, dan is die dood een scary besigheid. Ek sien nou maar hierdie Sondag. En dan draf ons, jy weet, ons spandeer ure lank in die gym. Wie gym? Ek ook, ek op die Pilates nou op 'n Maandag. Verstaan jy? Ons hou van gym en wie wat, ons wil net 'n bietjie langer leef. Hoekom wil jy langer leef? Hoekom moet die Here jou nog een dag gee? Hoekom sal die Here nog een dag vir jou gee? Dit wil nie sê jy moet nie gym nie. Ek sê nie dit nie. Dis nou vir die ouens wat 'n verskoning het. Sê Fred sê ek hoef nie te gym nie.
Nee, dis nie wat ek sê nie. Hy het die wêreld en vir jou en my so geskep dat ons moet leef tot eer van sy naam. Ons leef tot eer van hom. Jy kan teen God se orde gaan. Hier is die interessante ding. Jy kan teen God gaan. Jy kan teen sy orde gaan, teen sy logos waarvoor hy jou geskep het. Maar weet jy wat, jy gaan soos 'n stroom opswem die hele tyd van jou hele dag. Weet jy wat is interessant? Weet jy hoekom maak alles jou so senuweeagtig? Jy luister elke aand die nuus, jy's so senuweeagtig. Hoekom is jy senuweeagtig? Hoekom raak jy so benoud? Hoekom is jy so onrustig oor alles wat gebeur? Dan luister ons na Trump, dan luister ons na Davos, dan luister ons wat aangaan in die gesien. Hoekom is jy so senuweeagtig? Wie hoekom? Want jy het vergeet hoekom jy leef. Ons is bywoners hier. Ons is bywoners. Die woord vir sonde is die woord hamartia. Hamartia. Dis 'n woord wat gebruik word om te sê jy mis die merk of jy het nie in lyn gekom nie. Jy kom nie in lyn met iets nie. Dit is interessant, elke keer as ek ervaar ek het onrustigheid in my lewe, onrustigheid in my eie gemoed, want die gees in ons, as ons kinders van die Here is, die gees bots teen my sonde. Dit bots elke keer teen my sonde. Ek ervaar die hartseer, hoekom? Want ek kom nie in lyn met God se orde nie, met sy logos nie, met sy rede hoekom hy my geskep het nie. Ek is besig om teen dit te swem. As jy rondhardloop soos 'n afkop hoender op hierdie stadium, weet dat hoekom jy so voel, is omdat jy nie in lyn is met God se orde nie. En sy orde is, ek het jou gemaak om my te verheerlik. Die heelal moet in lyn kom met God se orde. Die heelal moet in lyn kom. Maar van Adam, die eerste man, is ons uit lyn uit. Ons wil die kennis van goed en kwaad hê, ons wil weet wat ons doen. Here, ons sal doen. Here sal U net opdaag en alles gebeur mooi vir 'n rede. Die Here gaan hierdie ding mooi vir jou uitwerk. Nee, hy gaan hê dat hierdie moeilikste tyd van jou lewe jy in lyn kom met sy naam en sy eer. En sê Here, in hierdie tyd verheerlik ek U. Ek weet nie wat môre gaan wees in jou lewe nie. Ek kan nie sê dat alles gebeur vir 'n rede en dat omdat jy jou werk verloor het, moenie worry nie, volgende dag gaan jy beter werk hê. Ek weet nie waar gaan jy opeindig nie. Paulus se hele lewe is gekenmerk deur een groot stryd van stad tot stad, maar daar was 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy sê ek weet wat dit is om baie te hê, ek weet wat dit is om min te hê, maar in al hierdie dinge is ek vergenoegd. Want is hy wat my geroep het hiervoor. Jy is gemaak vir sy eer. Jy is gemaak vir sy eer. Jy sal slegs vreugde en vrede vind in hom. Jy moet die Here jou God lief hê bo alles. Hy is die lewe. Hy is die lewe. Hoor jy die teksvers? In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hy is jou lig. Hy is jou lewe. Jy moet in lyn kom met hom. As daar twee ding. Mense praat baie keer van hierdie is 'n bietjie meer kontroversieel. Ek wil nie wees nie. Ek wil sommer net dit uitlig. So as jy wonder oor hierdie ding wat ek nou gaan sê, kan jy my na die tyd kom sien. Daar's 'n ander ding wat mense ook sê, wat in Johannes 1 van toepassing is. Mense sal sê alles gebeur vir 'n rede en ander mense sal sê jy moet net lewe spreek. Enigiemand wat dit gehoor het al? Gewoonlik op die golfbaan probeer ek dit werk baie min. Ek weet nie of Stefan hier vanoggend is nie. Jy weet as ek golf speel en jy sien die water, dan sê iemand, jy weet, spreek lewe. Wat dit beteken is, moenie sê jy gaan hom in die water slaan nie. Verstaan jy? Dis min of meer wat dit gebeur. Wat beteken dit? Wat sê ons as ons sê jy moet lewe spreek? Ek dink nie ons het die vermoë om lewe te kan spreek nie. God spreek lewe. Hy spreek en dit is so. En baie keer gebruik mense wat se teksvers om te sê jy moet lewe spreek. Wat se teksvers gebruik mense? Hulle gebruik gewoonlik een in Spreuke wat sê die tong het mag oor dood en lewe, nê? Waaroor gaan daai gedeelte? Jy lees Jakobus 3. Die tong is soos 'n vuur wat die wêreld aan die brand steek.
So jy skinder en jy praat sleg en jy praat oor mense en deur jou tong is jy besig om dood te spreek in mense lewens, want jy skinder oor hulle, jy praat kwaad oor hulle. Dis waaroor daai teks gaan. Maar jy kan nie lewe spreek nie, my broer en suster. Jy is nie God nie. Wat jy wel kan doen, en hier's 'n groot ding wat jy kan doen volgende keer, is jy kan Jesus praat. Wie is die lewe? Kan ek gou hoor, wie is die lewe? Nee, okay, ons moet nou mooi uitstap. Julle volg my nog nie. Wie is die lewe? Is 'n omstandighede, kan 'n omstandighede lewe wees? Nee, julle moet nou saamwerk hier, julle is nog nie by my nie, verstaan jy? Wie is die lewe, Frits? Jesus, dis die regte antwoord, weer eens. Mooi, Jesus is die lewe. Dis hoekom jy in elke omstandighede vir mense lewe kan spreek. Dis 'n wonderlike ding, jy kan lewe spreek, want jy kan getuig oor die lewe in hierdie omstandighede. As iemand op hulle sterfbed lê, kan jy lewe spreek. Want jy kan hulle vertel van Jesus, wat die opstanding en die lewe is. In die swaarste tyd van iemand se lewe, kan jy lewe spreek, want jy kan vertel hoe in hierdie omstandighede Christus my aan hom laat vashou. Maria en Martha staan by die graf van 'n geliefde. En ons ken hoe daai storie eindig. Jesus was 2 dae laat vir die begrafnis. Interessant, Jesus is altyd mos laat. Was Jesus al ooit op tyd met jou? Hoe lank vra jy al vir hom? Ja, hy kom net nie op tyd nie. Nee, hy is nie op tyd nie, want hy werk nie met jou tyd nie. Maar hy's altyd daar, wanneer hy daar moet wees. En dan kom hulle uit, en Martha kom uit na hom. Wat sê die eerste ding wat sy sê vir Jesus? Ok, ek gaan dit ook weer sê vir julle. Sy sê vir Jesus, Tannie Magda, sy sê, as jy was, dis nou typiese, ja, toe maar wat. Ja, ek moet nie daar gaan nie, Jaco. As jy was, sou dit anders te gewees het. Maria kom uit, wat sê sy vir Jesus? As jy was, sou dit anders te gewees het. En Jesus sê vir haar, Martha, wie is ek? Ek is die opstanding en ek is die lewe. En dan sê hy, laat Lazarus opstaan, en dan sê hy, Here, Vader, ek doen dit nie vir my nie, vir wie doen ek? Sodat hulle sal weet, wat? Dat ek die lewe is. Dis een van die tekens. Hy is die Logos, hy is die lewe. As ons sê ons spreek lewe, dan spreek ons nie lewe nie, ons spreek hom. Ons praat oor Jesus. In elke omstandighede getuig ons van Jesus, die een wat lewe en die lig is. En weet jy wat wonderlik? My broer en my suster, ek het 'n wonderlike nuus vir julle. Die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Weer gebruik Johannes, ek sluit hiermee af, weer gebruik Johannes twee begrippe met een woord. Hy gebruik 'n dubbelsinnigheid hierso. Hy sê hierdie woord in Grieks wat gebruik word, jy kan hom nie uitdryf nie, beteken 2 woorde. Jy sal hom nie verstaan nie en jy kan hom ook nie uitdryf nie. Dis die 2 woorde. Jy gaan hom nie verstaan nie, hulle het nie die lig verstaan nie. Deur die hele Johannes wil die Jode weet, wie is hy? Wie is hy? Hoekom sê jy dit? Hoekom sê jy dit? Hoekom doen jy dit? So hulle, die duisternis kan dit nie verstaan nie, maar die duisternis kan nie die lig uitdryf nie. Die lig sal bly. Het jy geweet, duisternis kan niks doen aan lig nie. Net 'n wetenskaplike feit gou hier vanoggend. O Here, asseblief, help ons teen die duisternis, verstaan jy? O Here, die duisternis. Nee! Hy het die duisternis oorwin. Jy steek 'n vuurhoutjie in 'n donker kamer aan en dink jy die vuurhoutjie gaan doodbrand omdat die duisternis dit oorweldig het. Daarom my broer en suster, daarom kan ons leef in hierdie land, ons kan leef in elke omstandighede, want in my duisterste oomblikheid is hy die lig. In my duisternis, in my oomblikke van donkertyd, is hy die lig. Jy moet die lig aansit. Stap in die lig in.
En dan besef jy dat alles vir hom is, deur hom en vir hom is. En hy weet, sê Paulus, hoe hy wil hê dat ek hom moet verheerlik. Waarvan praat Paulus as hy dit sê, dat God weet hoe ek hom moet verheerlik in Rome? Waarvan praat Paulus? Van sy dood. Dis om lewe te spreek. Die Here weet hoe hy vir Fred Lou wil gebruik om hom te verheerlik. En as God verheerlik word, halleluja, hy is die Logos, hy is die rede en hy is die lewe. Amen. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om net hier in die oggend te sit en te kan weet dat U die lewe is. Dat U die rede is, dat U die Logos is. U het gespreek en dit is so. U het ons aan mekaar geweef, sê Dawid in Psalm 139, U het ons aan mekaar geweef vir wat? Vader, U het U DNA, U woord in ons lewe, nie net in ons verstand, nie net hierdie woord wat U gegee het vir ons wat die lewe is nie, hierdie Bybel wat voor ons oop is lewe, Vader. Dankie dat ons in die woord kan indelf, sodat ons U kan ontdek en U lewe kan leef. Dankie vir die Gees wat in ons is. Ag Vader, wat 'n wonderlike geskenk het U nie vir ons gegee nie, die lig, die heerlikheid van God in ons, die Heilige Gees. Helder skyn ons lig vir die nasies. O Vader, ons is so besig met 'n klomp goeters in ons lewens. Baie van ons is, en ons almal op een of ander stadium hardloop rond, asof hierdie lewe meer is as net om U te verheerlik. Ons bekommer ons oor goeters, ons dink oor goeters, ons jaag goeters na wat net glad nie kan bevredig nie. Ons lewe baie keer in die duisternis, maar Vader, mag U die lig, U lig aansit vandag in ons lewens. Dankie dat U weet hoe U hierdie week U self gaan verheerlik deur ons. En is amazing, Vader, as ek daaraan dink, dan dink ek sommer aan Farao wat duisternis was. En U sê, ek gaan tot vir Farao gebruik om my heerlikheid te wys. U is nie uitgelewer aan enige owerheid of aan enige koning nie. U sal verheerlik word. Amen.